Goeiedag. Dankie dat ons weer saam kan kuier, sommer daar in jou sitkamer. Vandag wil ek met jou deel dat niks vir God onmoontlik is nie. Jy het dit geweet natuurlik, maar ek wil vir jou iets meer daaroor vertel. Hier kom die teks. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle my iets in my naam vra, sal ek dit doen. Johannes 14. Die term Hamas is waarskynlik aan jou bekend uit nuusberigte oor die Midde-Ooste. Dan sal dit ook aan jou bekend wees dat hierdie 'n islamitiese weerstandgroep is wat sedert 2007 in die Gaza-strook reg langs Israel regeer. Jy sal ook bekend wees met die Oktober 2023 inval in Israel waar tydens aaklige gruweldade gepleeg is, wat die konflik tussen Israel en Hamas steeds op die spits dryf. Ek loop onlangs 'n lekker artikel raak wat vertel van die bekering van 'n dogter van een van die Hamas leierskapfigure. Hoe lyk jy daai? Trouwens, haar pa is een van die stigterslede van die Hamas beweging. Hamas is gevestig in die Sunni gemeenskap wat te onderskei is van die Shia gemeenskap. Die artikel is gepubliseer in 'n Britse tydskrif, Premier Christianity News van die 3 Desember 2025. Ek noem dit vir jou sodat as jy dit wil gaan kyk, jy dit kan raaksloop. Dis nogal aangename leesmateriaal wanneer Yuman al-Kawasmi, die dogter, vertel van haar ontmoeting met Jesus Christus en hoe dit haar lewe verander het. Sy noem eers hoe haar kinderjare in Qatar afgespeel het en toe in jong volwasse jare verskuif is na Gaza. Sy het 'n onderhoud toegestaan aan CBN nuus en toe uitgewy hoe gedurende haar kinderjare sy onderrig is om Israel, Jode en Christene te haat. Trouwens, daar is selfs druk op haar uitgeoefen om moslems, veral die Shia moslembeweging, wat nie deel is van die Hamas beweging nie, met passie te haat. Daar is aangevoer dat die Koran voorskryf dat hierdie mense, pas genoem, eintlik nie verdien om te lewe nie. Dit loop toe uit op 'n huwelik met een van die Hamas-aktiviste wat vir 13 jaar gehou het, voordat sy van die man geskei het. Dit was louter pyn en hartseer vir haar, want haat het floreer. So fel was hierdie geestelike intimidasie dat sy spontaan begin aanvoel het dat iets hier baie verkeerd is. Dit kan nie reg of natuurlik wees om so deur haat aangedrewe te leef nie. Sy het begin twyfel aan Hamas toe sy opmerk hoe hierdie groep die bevolking van Gaza uitbuit en gewelddadig aan hulle beheer onderwerp. Dit kom oor haar pad dat selfs Palestynse moslems wat nie aan hulle ideologie glo nie, deur Hamas vermoor word. Sy het ook begin twyfel aan die godsbeeld wat hier aangehang word. Hierdie God kan nie met haar tevrede wees nie, want sy kan haar nie daaraan onderwerp nie. Hier is net geen vorm van vrede nie. Moet sy haar lewe in hierdie voortdurende spanning en onvrede sluit? Interessant dat van haar vriende met wie sy haar gedagtes gedeel het, ateïste geword het. Nadat hulle besluit het, die Koran is maar 'n gewone boek wat nie veel op die lyf het nie. Dis hulle besluit. Vir haar was ateïsme nie 'n opsie nie. Hierdie het haar gebed geword. Here God, as U bestaan, wil ek U graag leer ken, want iets in hierdie opsig is nie reg nie. In 2014 droom sy van haar ma wat toe alreeds afgesterf het. In die droom nooi haar ma haar om na die maan te kyk. Dit was helder maan. En terwyl sy kyk, sien sy in die maan 'n gesig van Jesus. Hy het Arabies met haar gepraat, haar sy dogter genoem en vir haar gesê om nie bang te wees nie. Hy het hom ook aan haar voorgestel as Yeshua, Hebreëus vir Jesus. Sy word wakker. Sy voel die Here se teenwoordigheid aan in haar kamer. Sy is hoendervleis. Sy was oorstelp met wat gebeur het, want sy het tot nog toe nie die naam Yeshua geken nie, want Islam praat van hom as Isa. Sy het onmiddellik beleef dat sy nou vir die eerste keer vrede ervaar en dat Jesus se liefde haar lewe aanraak. Die bevryding het deur haar gespoel en sy het op Google 'n soektog begin en God het beskik dat sy ware geestelike voeding gekry het. Sy het die Bybel begin bestudeer. In die proses kom sy agter dat baie moslems wat na Jesus begin soek, hom in drome ervaar het. Sy is steeds op die Christelike geloofspad en haar getuienis het reeds honderde lewens beïnvloed via die CBN TV-netwerk. Terug by ons teksvers vir vandag. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word.
As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Van my lewensdae as jong Christen, ek het in 'n toegewyde huis groot geword, tot hier in die ryper leeftyd waarin ek my nou bevind, het my belewenis van hierdie tekswoord 'n hele ontwikkelingsgang deurloop. Tussen 'n onrealistiese, ek gaan nou alles reg bid, tot 'n nederige laat U wil geskied, lê daar 'n intense groeikurwe ten goeie. Dit kom nogal neer op 'n afsterf van jou ego en 'n aanvaarding dat ons in 'n gebroke wêreld leef. Die volmaaktheid van lewe bestaan net by God en ons sal dit eenmaal smaak. Tot op daardie dag volhard ons om te bid in sy naam met groot verwagtings en ervaar ons dikwels gebedsverhoring, selfs op sensasionele vlak soos Juman al-Kawasmi. Moenie terugdeins vir sulke uitdagings nie. Vertrou die uitkoms soos God dit bewerk. Die grootste wins hierin lê in jou persoonlike groei, nader aan die volle mate van die grootte van Christus. Jakobus beskryf dit so: maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in geen opsig tekortskiet nie. As enige iemand wysheid kort kom, laat hy dit van God vra, wat aan almal gee, sonder voorbehou en sonder verwyte, en dit sal gegee word. Mag jy dit beleef, as jy vandag met die Here praat, en jy opnuut toewy aan hom, en vra dat jy soos Jesus 'n persoon word wat mense liefhet en raak sien. Die Gees van God sal jou daartoe lei. Hemelse Here, baie dankie vir hierdie mooi verhaal van 'n dogter wat U geroep het uit baie moeilike omstandighede, wat nou haar lig duidelik laat skyn as 'n Christen in 'n wêreld waar die mense so honger is na liefde en na vrede. Here God, gebruik haar en gebruik ons as ons daarvoor bid saam met haar. As ons hier waar ons leef, in ons konflikgetuisterde land met sy baie verskeidenheid mense, die teenwoordigheid van Jesus uitleef. Help ons, Here, help ons op hierdie pad. Vra dit in die wonderlike naam van hom wat vir ons gesterf het, maar wat vir ons uit die doodheid opgestaan het, en wat sê dat hy weer vir ons gaan kom haal. In sy naam. Amen.